vlug in my doel. Amen. Maak my hart oop, Here, om die teenwoordigheid te voel. God, vee elke traan af en genees elke seer. Die liefde bly my anker, gee my nuwe krag. Ek staan by u beloftes, u sal altyd by my wees. God is my krag, my hoop, my rede en my toekoms. Die verlede is verby, ek leef met u genade. U is my hoop, my vaste rots, wanneer die donker my omhels. Staan ek reg langs u, lig breek deur die donker. U gee my nuwe vrede. Uw hande hou my veilig, my hart raak weer heel. Geen vrees, geen twyfel, by my God vind ek rus. God is my krag, my hoop, my rede en my toekoms. Die verlede is verby, ek leef met u genade. U is my lied, my Goeienaand, Suster Johanna. wanneer die donker my omhels. Staan ek reg langs u, lig breek deur die donker. U gee my nuwe vrede. Amen. Prys die Here. Halleluja. Vader, u is my leidsman. Ek sal nooit gebrek ly. In graslande vind ek my. My siel word stil in geloof. Ek het hoop, ewige hoop, in Christus my Heer. Hy leef, ek sal ook lewe, vir altyd by hom. Halleluja, my siel sing. Halleluja, my siel sing. Al gaan ek deur die donker, u stok en staf troos my. U tafel is gereed hier. My beker loop oor van vreugde. U wys my die pad van lewe. Ek het hoop, hoop, ewige hoop, in Christus my Heer. Halleluja, halleluja. Hy leef, ek sal ook lewe, vir altyd by hom. Halleluja.
Hi, Sister Lisa. Good evening. Hy het opgestaan in krag. Die graf kon hom nie hou nie. Hy het opgestaan in krag. Die dood het sy angel verloor. Hemelpoorte staan oop. Jesus my ewige hoop. Ek het hoop. Ewig verhoop. In Christus my Heer. Halleluja, halleluja. Hy leef. Ek sal ook lewe. Vir altyd by hom. Halleluja. Ek het hoop. Halleluja. Ewig verhoop. In Christus my Heer. Halleluja, halleluja. Hy leef. Ek sal ook lewe. Vir altyd by hom. Halleluja, halleluja, halleluja. Vir altyd by hom. Halleluja, halleluja, halleluja. Vir altyd by hom. Halleluja. Amen. Prys die Here. Welkom aan elke een. Ja, nee, die vrou is weer gesond. Halleluja. Die ou ek is stil. Die stryd is verby. Die kruis was die grens. Die streep is daar getrek. Die lewe van gister met sy bloed bedek. Amen. Ek lewe nie meer, Christus lewe in my. Hy klop nie meer aan die deur, in my hart het hy ingetrek. Geen bevele van buite, geen Halleluja. stem van ver. Hy is my hartklop, elke tree, elke dag. Ek loop in geloof, ek kyk na die see. Hy het alles gegee, sodat ek kan leef. Hy vloei deur my are. My hart is aan die brand. Sy lewe vir myne, sy liefde bewys. My sonde gevat, sy lewe die prys. Oh, Ek halleluja. lewe nie meer, Christus lewe in my. Hy klop nie meer aan die deur, in my hart het hy ingetrek. Geen bevele van buite, geen stem van ver. Hy is my hartklop, elke tree, elke dag. Prys die Here. Ek loop in geloof, Yes, ek kyk Lord. na die seën. Hy het alles gegee, sodat ek kan leef. Hy vloei deur my are. My hart is aan die brand. Amen. Prys die Here. Here my baar en bede, en hierdie dag wil ek in geloof tot die nader sal hy my genadig wees. En my beskerm met die Heilige Gees.
Here, plaas 'n wag voor my mond, dat my woorde nie ander mense sal verwond. Halleluja. Ek wil elke tree in die teenwoordigheid gee, sal U my lei om ander rigting te gee op alweer. Laat elke woord wat ek sal spreek, Alles kanse van die boorse sal verbreek. Yes, amen. Here, laat die wonderbare lig nou ook deur my sal skyn, Goeienaand, Suster Isabel. sodat alle hartseer en pyn en die niet sal verdwyn. Heer God, laat die wonderbare krag genesing bring vir hulle wat in geloof daarop wag. gee dat elke tree wat ek vandag sal gee, U sal vereer op al my wandel en al my weë. Here, want die alleen is waardig om geprys te word. En laat nie toe dat die boorse U kinders in kort, in die kosbare naam van Amen. Yes, amen. Ek wil net graag vir elke een sê baie welkom hier by ons. Soos julle kan hoor, is ek nou weer met julle. Amen, prys die Here. En ek wil net vir die Here sê baie dankie dat hy my weer eens opgerig het. Want die Halleluja. duiwel kom om altyd my te probeer om my te steel. Amen. En hy wil my lewe vat. Maar die Here is altyd een voor. Amen. Want die Here weet, ons is daar om vir hom te werk. En ek Halleluja. wil vir die Here sê, baie dankie dat ek hier kan wees vanaand. Prys Amen. die Here, amen. Halleluja. Heer, as ek U wonderwerke aanskou, in ons lewens waar ons aan die toekoms bou, het jy ooit in jou lewe besef dat hy jou graag wil ophef? Kan jy die mooi in die lewe raak sien? Of glo jy steeds dat jy alles in die lewe moet verdien? Jezus het vir jou die lewe gegee. Goeienaand, broer Reinier. Gee net die volgende tree. Hy het vir jou gesterf, daar aan die kruis, sy liefde vir ons as sondaars kom bewys. Al wat hy van jou verwag, Neem jou kruis op, juk is saam. Hy wil jou help om jou laste te dra. As jy hom maar net wil vra, kom dan na hom toe nog vandag. Moenie in die sonde langer wag. Hy wil jou aanneem en jou verhoog. Moenie dat jou hart verdroog. Daar is nie 'n lewe sonder Jezus. Kyk maar terug op elke krisis. wil jy regtig sonder God verder gaan? Of wil jy onder God se beskerming staan? Gee jou lewe oor aan hom, hy sal jou elke dag verstaan. By die Here het ek rus gekry en kan ek my elke dag verbly. Wanneer ek vir hom kom vra, Om elke dag my laste te dra.
gees, kom praat met jou sak. My vriend, moenie jou tyd verspeel. Jy moet met die sonde in jou lewe deel. Moet nie uitstel, moenie wag. Vandag is dalk jou laaste dag. Heer, ek wil u beskerming vra, sal u elke vriend van my nou dra. Dankie vir u groot ontferming. Heer, ek wil net u lof besing. Yes, amen. Amen. Dankie, Here. Amen. Halleluja. Soek jy ook na lewensvreugde, blydskap in hierdie lewe, weet jy dan wat het is wat jou gelukkig maak. Ons dink dit lê in geld en rykdom, sukses daaraan gemeet, maar is als 'n gejaag na wind, moet nooit vergeet. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit Halleluja. word net meer en meer. Jesus gee ons die moed en 'n lewe van oorvloed. Hy beloof dit aan elke mens wat die keuse maak. Soms as ek my kan kry en die wêreld my mislei, dan keer ek terug na die seun van God. Hy maak my vry. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Ja, ek twyfel nie meer, gee aan God al die eer, dis die waarheid in my. Ek bring lof van die Heer, hy het my alles geleer. Dit is net Jesus binne my, wat my so bly maak. En omdat hy by my is, kan die bose my nie aanraak. Dit is net Jesus binne my, hy is die rede vir my lewensvreugde. Dit word net meer en meer. Amen. Prys die Here. Loof sy naam. Filippense 4 vers 4, halleluja. Die winter wat so lang by jou gebly het, die swaar wat jy gekry het, en wel voorbij gegaan. Alles wat gebeur het is vergete, jy voel het sommer beter en is tyd om voor te gaan. Lekker dag van somer gee jou lewe, jy vergeet nou die verlede, want die lewe op jou naam. En daarom kan jy vandag weer glimlach, die nieuwe morgen inwag, met vreugde in jou hart.
verblij jou in die Here. Elke dag kan soveel vreugde bring. En as jy uitsien na die lewe, kan jy môre met 'n lied begin. Ja, jy verblij jou in die Here. Kom nou vandag van blye vreugde vier. Halleluja. In jou hart en jy vrede. Elke dag kan vrolijk wees. Jy kan dit nie verloor nie en jy weet het. Niemand kan jou keer nie, al loop jy deur die wind. Halleluja. Jou blydskap kan niemand by jou steel nie. Jou lewe vir jou reël nie, want jy bly jou koningskind. En jy leef in die oorwinning van die Here, wat in en deur jou lewe met die lig en waarheid bring. Die vrye wêreld lê hier aan jou voete, jy's op die regte roete, en daarom kan jy sing. En jy verblij jou in die Here. Elke dag kan soveel vreugde bring. En Halleluja. as jy uitsien na die lewe, kan jy môre met 'n lied begin. Ja, jy verblij jou in die Here. Kom nou vandag 'n blye vreugde fees. In jou hart en jy die vrede. Elke dag kan vrolijk wees. As die storms van die lewe met 'n aardbol raak, lê jou krag hier by die Here. Hy neem jou aan die hand, jy verblij jou in die Here. Elke dag kan soveel vreugde bring. En as jy uitsien na die lewe, kan jy môre met 'n lied begin. Ja, jy verblij jou in die Here. Kom nou vandag 'n blye vreugde fees. In jou hart en jy die vrede. Elke dag kan vrolijk wees. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ons vreugde is net in die Here. Halleluja. Amen. En niks anders nie. Ek wil dans voor die Here, ek wil appel as ek loop. My voete tik hier in en my hart is vol hoop. My longe klop saam en ek sing God se woord. Prys die Here, want die hemel staan oop. Ek wil dans voor die Here, ek wil appel as ek loop.
ritme en my hart is vol woord. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here wat die hemel staan. Ek wil dans voor die Here, ek wil as ek loop. My voete trek die ritme en my hart is vol woord. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here wat die hemel staan. Halleluja. Kom ons dans voor die Here, kom ons op en las ons loop. Ons voete trek die ritme en ons hart is vol hoop. Ons hande klap saam en ons sing God se woord. Prys die Here wat die hemel staan. Ek wil dans voor die Here, ek wil op en las ek loop. My voete trek die ritme en my hart is vol hoop. My hande klap saam en ek sing God se woord. Prys die Here wat die hemel staan. Prys die Here wat die hemel staan. Prys die Here wat die hemel staan. Amen. Amen. Prys die Here. En so sal dit wees. En so sal dit wees. Halleluja. Welkom aan elke WhatsApp luisteraar, elke Facebook kyker vanaand. Dis so lekker om saam met julle te kuier. Ek het Woensdag aand gemis, man. Lekker papnat gereën terwyl ons hierdie boom hier sny wat oor die pad gelê het. Maar prys die Here, ek is gesond. Ek het nie siek geword nie. Prys sy wonderlike naam. Ons dank die Here vir elke druppel reën wat val. Amen. Ons dank die Here, want dit is kosbaar, dis lewe. Halleluja, prys die Here. Mag die Here vanaand net seën. Mag hy ons samesyn seën, mag hy sy woord seën, mag hy alles wat ons doen seën. En mag hy ons ore oopmaak en ons oë oopmaak en ons verstand open om die skrifte te verstaan. Prys die Here. Halleluja. Op die woord sal ek 'n ark bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord sal ek 'n ark bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord. Laat die mense lag, laat die mense snou, op die woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. Laat die golwe slaan, laat die storms woed, op die woord sal ek staan. Dis genoeg vir my. Op die woord sal ek 'n ark bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord sal ek 'n ark bou. Op die woord sal ek uit die boot klim. Op die woord sal ek in die vuur oorstaan en die leeukuil binne staan. Op die woord. Laat die mense dink, dis dwaasheid, op die woord sal ek gaan. Dis genoeg vir my. As almal om my twyfel, op die woord sal ek staan. Dis genoeg
die woord sal ek uit die poort klim. Op die woord sal ek in die vuur staan en in jou binne staan. Op die woord. Amen, halleluja, prys die Here. Oh, is dit nie wonderlik om die Here te dien nie? Dis altyd die beste plek om op te staan. Dis op die woord van die Here. Amen. Die woord van die Here, soos ek altyd sê, soos wat die woord sê, is 'n lamp vir ons voete, 'n lig op ons pad. Ons kan nie verkeerd gaan op sy woord nie. Ons kan nie. Here, ek dank U vanaand dat ons so kan saamkom. Amen. Here, ek bid dat die Gees werklik dat U so teenwoordig sal wees dat elkeen U sal ervaar. Man, of dit nou oor die media is, dit maak nie saak. Ek weet die Here is hier. En die Here is daar. En ek loof en ek prys hom daarvoor. Nou ons is amper klaar met die boek van Jakobus. Ons is by Jakobus 4 vanaand. Dit is dit vir ons kinders en kleinkinders en almal wat kyk en almal wat Ja, weet jy, Jolandi wil sommer vir almal bid, vir die kinders, kleinkinders en elkeen wat kyk, elkeen wat luister. dat die Here hulle ore sal oopmaak om te Ja, luister, dat wat die die- Here wil sê. Ja, kom ons bid dat as die Here met iemand wil spreek vanaand, dat daardie ore sal oop wees. Amen. Ek sê altyd, as die Here my gebruik, en die Here kan net met een persoon 'n ontmoeting het, is Ja, dit vir my die amen. moeite werd. Amen. Die mense wat ek hierso sien is mense wat ek ken, mense wat die Here ken. En wat lekker is dat ons altyd saam kan deel oor die woord, saam kan sing, en dis net lekker. Ja, amen. Maar daar's altyd iemand wat iets nuuts leer. Ek leer baie goed wat nuut is vir my. Amen. Ek raak opgewonde as ek die woord lees en al hierdie goedes kom so uit. So ja, Jakobus 4, ons begin by vers 1. Vra Jakobus 'n vraag. En hy sê, waar vandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Hier vers. Jakobus 4 vanaf vers 1. Wat vir my besonder uitstaan is, waar vandaan is alles in hoofletters. Waar vandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Ek wil vir julle ietsie sê, Jakobus weet dat die mens is altyd besig met gevegte. Altyd besig om 'n oorlog te beplan. Daar's altyd oorloë onder mekaar, daar's nooit vrede nie. En hier vra hy 'n baie goeie vraag. En dan sê hy, kom hulle nie hier vandaan, van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie? Dit gaan oor my wat ek wil hê. Ek soek dit. Ek gaan beklei vir dit. Weet jy, dat ons as mens moet net besef dat alles behoort eintlik nog aan die Here. Die Here het alles geskape. Die woord van die Here sê, en die aarde behoort aan hom. Alhoewel die heerskappy onder die vyand is, omdat Adam en Eva dit oorgegee het. Ek gee nie om nie. Ek weet alles wat ek besit behoort aan hom. Ek weet dat die stukkie grond wat ek op is, behoort nie aan my nie. Dit behoort aan die Here. Alles, maar alles is vir my geleen. Maar
almal wil iets van iemand anders vat. Dis die wêreld, dis die welis wat binne in die mens is, wat alles net wil hê, en hulle sal alles doen om dit te kry. Hulle sal tot op mense trap om bo uit te kom. Dit is die wêreld wat ons in leef. Hy sê, is dit nie die goed wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan niks verkry nie. Ons kan beklei soos wat ons wil. Op jou einde gaan ons sonder niks in 'n graf in. Naak het ons ingekom, naak sal ons uitgaan. Al hierdie bekleierery is dit nie die moeite werd nie. Al hierdie gevegtery, hierdie mense wat oorloë maak en veg en te kere gaan. Eendag gaan elkeen hulle kop neerlê. Ons is bestem om eenmaal te sterwe en daarna die oordeel. So hulle kan maar beklei soos wat hulle wil. Ja. Almal gaan rekenskap gee een of ander tyd. Weet nie wanneer nie. Weet nie wanneer nie. Hoor wat sê hierso? Julle veg en julle maak oorlog. En julle het nie. Hoekom nie? Omdat julle nie bid nie. Pastoor, ek bid, maar ek het niks. Pastoor, ek bid teen die ceiling vas, ek kry niks reg nie. Ek doen al hierdie dinge. Onthou Jesus sê vir die skrifgeleerdes en die fariseërs, hy sê, julle wat dink julle doen alles, en julle betaal tiendes en kry sement en al hierdie goedes, julle is wit grafte, man. Want dit wat julle doen beteken niks. Hoor mooi. Omdat julle nie bid nie. Hoekom sal Jakobus so iets sê? Jakobus, soos wat ons weet van geskiedenis van die Bybel, het knieë gehad soos 'n kameelperd. Want hy was 'n man wat kon bid. Hy kon praat van gebed. Hy sê, julle het nie want julle bid nie. Hoor mooi. Dan sê hy weer, julle bid en julle ontvang nie. So party mense bid nie, maar hulle soek alles. Party mense bid en hulle ontvang niks. Dan sê hy, omdat julle verkeerd bid. Julle geweet julle kan verkeerd bid. Ons bid partykeer verkeerd. Ons dink ons bid reg, maar ons bid verkeerd. Hoor hoe mooi wat sê hy. En julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welliste deur te bring. Daai begeertes, daai welis wat jy in jou het, om iets te hê. Jy het nooit genoeg nie, jy soek nog. Jy wil net meer en meer en meer hê. Jy bid nie omdat jy iets werklik nodig het nie. Jy bid omdat jy iets soek. Weet, ons wil ons lewe so gemaklik hê. Maar die Here wil nie hê jy moet in 'n comfort zone wees nie. Die Here soek jou nie in 'n lazy boy nie. Hy gaan jou ook nie alles gee wat jou hart begeer nie. Weet julle dat Jesus sê, ons moet in sy wil bid, nie in wat ons wil hê nie. Weet ons wat sy wil is voordat ons bid? Dis net 'n vraag wat ek vra en elkeen moet dit self beantwoord. Hy sê, egbrekers
en egbreeksters, weet julle nie dat vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Ons wil in hierdie wêreld wil ons begeertes, ons welliste, ons wil al hierdie goed hê. En ons wil die Here aan die een kant hê. Party mense dien die Here net om hom net by hulle te hê. Party mense dien die Here om goed te ontvang. Show, Sister Elise, awesome. Sister Johanna, dis waar, ons moet glo wat ons bid. Amen. Maar in die eerste plek, ons kan al die geloof hê, maar as dit nie in sy wil is nie, gaan ons dit ook nie kry nie. Eina, jammer ek moes dit sê. Ek bid in geloof, want die Bybel sê juis, ons kan nie heen en weer soos die wind ons rondwaai met alle leringe nie. As ons bid, moet ons vas staan in dit wat ons glo. Maar ons moet een ding onthou, as dit nie die wil van die Here is nie, kan ons bid tot ons blou is. Ons gaan dit nie kry nie, al het ons al die geloof wat 'n mens kan hê. Dis hoekom ons in sy wil moet bid, en nie wat ons wil wees nie. Here, as dit u wil is, as u wil geskied. Amen. Prys die Here. Hier kom 'n besonderse vers. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? Dis nie 'n jaloersheid soos 'n man daai lelike jaloesie het oor sy vrou, of sy vrou 'n lelike jaloesie het oor haar man nie. Dis nie daai besitlike jaloesie nie. Dis 'n jaloesie wat omgee. Dis 'n jaloesie wat jou wil beskerm en wil jou nie deel met die vyand nie. Want daai jaloesie wat God vir ons het, en daai gees van hom wat in ons woon, wil nie ons moet seer kry nie. Hy wil nie hê dat die vyand ons moet beet kry nie. Hoor mooi. Dis baie belangrik dat ons dit besef. Hierdie jaloesie van God is nie 'n menslike jaloesie nie. 'n lelike jaloesie nie. Hierdie is 'n mooi jaloesie. En hy heers in ons met daai jaloesie om ons te beskerm, om ons te weerhou van dinge wat ons nie gaan seermaak nie. Amen. Hy sê maar, hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Dis hoekom ek sal eerder nederig bly. Ja, daar was 'n tyd wat ek gedink het, ek is die mynpina. Maar toe het ek vir myself gelewe. Toe het ek gelewe vir me, myself and I. Gaan net oor my. Maar ek moes sterf. Ek moes nederig word. Wat moes sterf? Die eie ek. Sodat die Here deur my kon werk. Amen. Sodat ek nederig voor hom kan wees. En nou besef ek, wanneer ek bid, moet ek in sy wil bid. En nie wat ek wil hê. Want alles wat ek wil hê, is om my gemaklik te maak. En die Here wil ons nie te gemaklik hê nie, want dan vergeet ons te gou van hom. So pas op daarvoor. Ek hoop ons leer iets uit die woord uit, want op die woord is wat ons staan. Ons moet dankie sê vir alles. Ja, ons moet dankie sê vir alles, of dit goed is, of sleg is. Dankie. Elke dag dankie sê. Elke dag dankie sê. Hoe weet jy moet dankie sê wanneer jy gesond geword het?
as jy eers siek was. Ja, amen. Jy kan nie dankie sê, as jy nie eens weet wat dit was om siek te wees nie. Dankie Here, ek is gesond, want ek weet wat is siekte. Dankie Here, U het my deurgedra, want ek weet hoe dit is om te sukkel. Dankie Here vir 'n deurbraak, want ek weet, daar was 'n tyd wat ek gesukkel het om deur te kom. Die Here ken my en jou hart. Hy weet wat, ons kan niks van hom wegsteek nie. Niks nie. Wees dankbaar in alles. Amen. En die Here weerstaan die manne wat dink hulle is groter in onsself. En dis deel van die wêreld. Ons kan nie 'n vriend van die wêreld wees en 'n vriend van God nie, want as ons 'n vriend van hoogmoedigheid is, want dit is die grootsheid van die vlees, dan word ons 'n vyand van God. Want dan dink ons is beter as ander. Ons is beter, man, die Here kan nie vir my sê wat om te doen nie. Ek doen wat ek wil. Ons moet nederig wees. Dis waar. Hoogmoedigheid staar God nie aan nie. Is nie van die Here af. Is nie van die Here af nie. Hy sê maar aan die nederiges gee hy genade. As ons nederig is en ons fouteer, is hy genadig. Hoor mooi, hy's genadig. Al fouteer ons, as hy weet jou hart is opreg en jy maak foute, is die Here met jou, sal die Here jou nooit begewe of verlaat nie. Hy sal jou swakke hand in sy sterke neem, hy sal jou deurdra, al gaan jy deur moeilike tye, onthou net, moenie laat aardse dinge jou vashou nie. Amen. So ons bid nie vir aardse dinge nie, ons bid vir geestelike dinge. Die Here sal die ander goedes byvoeg wanneer ons sy wil doen, sy geregtigheid en sy koninkryk soek. Amen. Amen. Onderwerp julle dan aan God. Hoeveel keer gebruik pastore hierdie vers, maar net die helfte van die vers. Hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Kan ek vir julle vandag ietsie sê? Jy kan die duiwel weerstaan soos wat jy wil, sal hy nie van jou wegvlug, as jy nie onderdanig is aan God nie. Hier sê hy, onderwerp julle aan God. Dan weerstaan die duiwel en hy sal van jou vlug. As jy jou nie onderwerp onder die gesag van God nie, gaan die duiwel nie eens, hy sal nie eens worry oor jou. Kan ek gou ietsie sê, die 7 seuns van Skefa, gaan lees dit in die Bybel, of tik in Google, die 7 seuns van Skefa, en dan gaan julle sien wat het daar gebeur. Hulle sien hoe dryf Paulus hulle die duiwels uit. Hier kom hulle en hulle wil ook duiwels uitdryf. Man, die duiwels het reguit vir hulle gesê. Van Paulus het ons gehoor. Jesus ken ons, maar julle ken julle nie. En hy skeer hulle uit mekaar. Moenie met die vyand speel as jy jou nie onderwerp aan God nie. As jy jou nie onderwerp aan die gesag van God nie, moenie dink die duiwel is bang vir jou nie. Al wanneer hy bang is vir jou, is wanneer jy werklik jou onderwerp aan die Here. Hoor mooi wat ek vir julle sê, anders gaan hy sal nie wegvlug. Hy sal jou bly seermaak. Het ons nog genoeg tyd, want hierdie is nogal ook 'n lekker lang hoofstuk. Hy sê, onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Eerste plek onderwerp, dan weerstaan, dan sal hy wegvlug. Hy sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Is dit nie tyd dat ons nader aan die Here moet kom nie? Ons beweeg partykeer te ver van die Here af. Kom ons beweeg nader aan die Here. Hoe gaan ons nader aan die Here beweeg? Kom ons begin 'n verhouding met hom hê. Kom ons begin reg bid, nie in ons eie welliste nie. Ons bid in sy wil. Ons moet nie verkeerd bid.
reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. Nou, wat hier eintlik beteken is, ons is sondaars gered deur genade. Hoor mooi. Ek is gered deur genade. Ek was 'n groot sondaar. Maar ek is gered deur genade en ek is dankbaar daarvoor. Hy sê, reinig jou hande. Moenie laat daar bloed op jou hande wees nie. Luister wanneer die Here met jou praat. En wanneer die Here met jou praat, en jy praat met iemand anders oor die liefde van die Here wil iemand red. En die Here sê vir jou, hoor, jy praat met iemand, help hulle reg, en jy doen dit nie, jy bloed op jou hande, as die persoon sterwe in hulle sondes. Jesegiel 33. Suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Weet jy wat is 'n dubbelhartige? Dan vertrou jy nie die Here nie. Nee, op 2 weer. Jy's op 2 weë, jy hinker op 2 gedagtes. Die Here sal vir jou deurkom. Al moet daar sekere dinge in jou lewe uitgesny word. Hoor mooi, sal die Here vir jou deurkom. Amen. Soms doen ons sekere dinge en ons dink ons is in die wil van die Here, maar dan is ons uit die wil van die Here. Ja, amen. Dit is die probleem. Suster Johanna sê, ons moet glo wat ons bid. Dit help nie jy bid en jy glo nie. Ons moet glo dat die Here 'n waarmaker van sy woord is. En die waarmaker van die woord is ook, al glo jy, gaan jy nie alles kry wat jou hart begeer. Hoor mooi wat ek julle sê. Die Here gee nie net. Paas, maas, jy kan nie jou kinders volprop en op die einde van die dag dink hulle gaan jou respekteer nie. Die Here bederf nie sy kinders nie. Ek is jammer om dit te sê, hy gaan nie sy kinders bederf nie. Hy tig die wat hy lief het. En hy gee jou nie alles wat jou hart begeer nie. Wat jy nodig het. Hy gee vir jou wat jy nodig het. Hy sê, wie klaag, treur en ween. Laat julle gelag en treurigheid verander. Word en julle blydskap en bedruktheid. Party mense is so happy in hulle self, kan ek vir julle ietsie sê, hulle moet eerder die blydskap vergeet en treurigheid begin, want hulle weet nie wat wag op hulle. Hierdie is 'n ander vers, as ek hier moet vassit vir die hele aand, man, gaan ons nooit klaar kry. Nooit. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Is dit nie mooi nie? Die mens is so vol van homself. Hulle wil nie hulle self verneder nie. Ek het al baie kere in 'n diens, as ons nou in 'n kerk sit en ons besig met die Here of so. Ek het al gepreek dat 'n man uit sy eie uit, sonder dat iemand vir hom sê, kom uit vir gebed, kom uit, gee jou hart vir die Here, kom ons doen 'n altaar calling, en ek sê vir julle nou, my broer, my suster, as God met jou praat, gaan jy jouself verneder voor mense, net om skoon te word by die Here. En die man stap uit en hy val voor en hy begin huil voor die Here, terwyl ek nog besig is om te preek. Kan ek vir julle ietsie sê, my broer, my suster? Dis die tyd wanneer die Here jou verhoog, wanneer jy jou verneder voor die Here. Jy gee nie meer om wat mense om jou dink of sê nie. Hoor mooi, hy sal jou dan verhoog. En as hy jou verhoog, is dit 10 keer beter as wat mense jou verhoog. Amen. Broeders, moenie vir mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet.
En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. En daar is net een regter. Ek hoef nie eens daai oop te breek nie. Dis so duidelik, so reguit, so eerlik. Hoor mooi. Moenie van jou broer sleg praat nie. Ja, ons het almal foute. Baie mense het foute. Maar jou broer in Christus, bid eerder vir hom. Dis die beste. Een is die wetgewer. Hy wat mag het om te red en te verderf. Maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Wie is jy wat 'n ander oordeel? Dis baie belangrik dat ons moet weet dat die Here verwag nederigheid. Hy verwag dat ons hierdie vlees moet kruisig en hierdie hartsogte wat ons hier binne in ons het, dat ons dit een kant toe sal skuif en dat ons ons oë op die Here kan hou, sodat die Here ons kan deurdra. Ons moet nader tot hom, sodat hy kan nader tot ons. Ons moet ons onderwerp aan die Here, sodat ons die duiwel kan sê, voetsek, uit my huis uit my lewe uit my gesondheid uit my familie uit my kinders uit, gaan net weg. Maar ek sal dit nie kan doen as ek my nie geonderwerp het nie. Hoor mooi. Hoor mooi. Christus, Prys die Here. Kom nou en aanbid hom. Christus die Heer. kom los en die Here. Dit is so belangrik dat ons hom moet aanbid, nie onsself nie. Kom ons begin besef, ons is niks. Hy is groter as ons. En as ons oë op hom gerig hou, sal hy vir ons deure oopmaak. Sal hy die hartsbegeertes wat jy het, gaan lees dit. Gaan lees dit in Spreuke 3. Gaan lees dit. Verlustig jou in hom. En hy sal vir jou gee. Verlustig jou in hom. Maar hy gee wat jy nodig het. Of dit nou hoe moeilik is in jou lewe, al gaan dit hoe swaar in jou lewe, loof hom, aanbid hom, prys hom, gee hom al die eer, loof hom, want gee hom net sy ereplek in jou lewe. Gee hom net sy ereplek. Hy moet eerste wees in ons lewe, nie ons probleme nie. Hy moet eerste in ons lewe wees, nie ons finansies nie. Hy moet eerste in ons lewe wees, en nie ons vrou nie, en nie ons kinders nie, en nie ons mans nie, en nie ons besittings nie. Hy moet eerste wees in alles. Hy moet eerste wees wanneer jy opstaan. Amen. Hy moet laaste wees wanneer jy gaan slaap. Ja, amen.
Waar is ons verhouding met die Here? O, kom nou en aanbid hom. Christus die Here. Jolandi wil iets sê. Kom ons gee haar kans. Ja, ons het dan Jakobus 4 het ons nou gelees vanaand en ek het net so gou 'n bietjie so opgesom soos wat ek altyd maak en ek wil dit graag net, ekskuus dat ek sag praat, ek wil dit net graag vir julle lees. Jakobus leer dat baie van ons probleme en risies ontstaan uit verkeerde begeertes Amen. binne ons harte. Wanneer ons net vir onsself leef en wêreldse dinge soek, raak ons verwyderd van God. Hy roep ons om nederig na God toe terug te keer, om sonde te los en ons harte skoon te maak. God staan teen die hoogmoediges, maar gee genade aan die wat nederig is. Ons moet nie ander oordeel nie, maar eerder ons eie lewens regstel. Jakobus herinner ons ook dat ons nie oor môre moet roem nie, want ons lewe is kort, soos 'n damp wat vinnig verdwyn. So my boodskap vanaand is aan elke een. Onderwerp jou aan God. Staan die duiwel teë en hy sal van jou wegvlug. Kom nader aan God en hy sal nader aan jou kom. Amen. Amen, prys die Here. Daar Jolandi sommer die hele opsomming vir ons gegee van vanaand se boodskap. Prys die Here. Amen. Halleluja. Sê vir die Here dankie daarvoor. Ons dank die Here vir hierdie woord. Ons dank die Here dat ons geleer het vanaand, Here. Ons dankie dat U ons so liefhet, dat U ons optel en dat U ons liefhet. Dankie Here dat U woord is 'n lamp vir ons voete en 'n lig op ons pad. Dankie Here vir elkeen wat gekyk het, elkeen wat geluister het. En ek bid Amen. en ek vra, Here, wees ons genadig. In Jesus naam. Niemand soos hy.
Halleluja. Niemand soos hy. Niemand soos hy. Oh Yahweh, daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Daar is niemand soos hy. Oh Yahweh, daar is niemand soos hy. Amen, daar's niemand soos hy nie, niemand sal ons lief hê soos wat hy ons lief het nie. Niemand sal jou en vir my kan lief hê soos wat hy ons lief het. Niemand sal sy plek inneem nie. Hy is God en hy sal God bly Tot in ewigheid. tot in ewigheid. Een sit op daardie troon. En ek wil vir julle sê, sonder hom is ons niks. Mag die Here julle seën, mag die Here hierdie woord seën, mag hy julle behoed, mag hy julle bewaar. Mag sy aangesig oor julle skyn en julle genadig wees. Mag sy aangesig oor julle verhef wees en aan julle vrede gee. Amen, dankie Here. 'n soete nagrus aan elkeen van julle. Sien julle dan DV Sondagmiddag om 6:00. By Jesus liefde. Lekker slaap. Amen. Amen.